goeie ding is, president Trump het die receipts gebring. Hy was reg vir Ramaphosa, want hy het geweet, hierdie ouens is nie stupid nie, hierdie mense, hierdie leiers van hierdie land van Suid-Afrika, dink dat almal is stupid en blind tot wat hulle doen in hierdie land, en dit is so amazing, ek dink dit is so, ek dink is ordained, ek dink dit is regtig God wat besig is om hierdie goeters te expose, die leuns en die mense, en ek dink hy het, net soos in die Bybel waar dit praat van God heard the cries of his people, nee, dink ek hy die gehuil en die gedreun en gekreun gehoor van sy mense in Suid-Afrika, sy kinders in Suid-Afrika, wat nie meer onder hierdie goeters kan leef nie, en ja, wag tot die einde van hierdie video, want ek gaan 'n paar goeters met julle deel, hoe ek beïnvloed is deur die nuwe regering en sleg en negatief beïnvloed is. Maar ja, kom ons gaan verder. Hallo julle, dit is net 'n impromptu videoetjie. Ons gaan vandag net bietjie gesels oor president Cyril Ramaphosa se besoek aan die FSA gister by president Trump. Ja. Mense het nie nodig om baie te sien om te weet wat hier aangaan nie. Nou, ek wil graag 'n stukkie van 'n video wat ek op Forbes gesien het. Forbes se breaking news kanaal op YouTube, wat net 'n gedeelte is van die onderhoud. Ek weet die meeting is baie langer as wat dit is, maar ons gaan net gou deur 'n deel kyk en dan gaan ek net 'n paar opmerkings maak oor hierdie hele situasie en dis vir my moeilik, ek wil nie eintlik betrokke raak in politiek nie, maar ek dink dit is hoogtyd dat Christene begin opstaan vir die waarheid. En die Bybel sê, take no part in the unfruitful works of darkness, instead expose them. En my opinie is, laat ek dit vir julle aan die einde gee. Maar kom ons jump in hierdie video en dan gesels ons oor. What will it take for you to be convinced that there's no white genocide in South Africa? Well, I can answer that for President. It's, Dadelik, dit is die eerste teken hierso is, dat hy nou op die bandwagon wil spring en 'n vraag wat aan president Trump gerig is, wat Cyril Ramaphosa nou wil antwoord, en dit is dadelik 'n teken van iemand wat daar is op die fence. Hy is absoluut daar om te verdedig, hy is nie daar om die waarheid te bring nie, hy is daar om te beskerm, te verdedig, en ons weet wat hierdie ouens beskerm, hulle beskerm hulle eie sakke, hulle beskerm nie die land nie, hulle beskerm nie die belange van die mense nie, hulle is absoluut 100% in dit om hulle eie belange te beskerm, en dis al wat hy hier doen. Hierso word 'n vraag gerig dat, wat gaan dit van jou vat, president Trump, om jou belief dat daar 'n white genocide in Suid-Afrika besig is om te gebeur, of dalk op pad is om te gebeur, wat gaan dit vat om jou te oortuig dat dit nie besig is om te gebeur nie? En dan spring Ramaphosa dadelik hier in. for him, no, seriously. I'd rather have him answer. Yeah, I'd rather answer that. It will be. Our president will respond to you. Yeah, let me. Thank you, Mr. President. It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was a Nou hierdie is actually 'n goeie move aan die kant van Ramaphosa om te sê, ek het gesê wat ek gesê het, daar is nie 'n white genocide nie, daar is nie 'n white genocide op pad nie, daar is nie land claims without compensation nie, niks van hierdie goed is besig om te gebeur nie, ek hoef myself nie te herhaal nie. So hy praat hier uit confidence uit, maar ons weet, mens kan net so confident wees in 'n leuen, soos wat mens kan wees in die waarheid. Maar die goeie ding is, president Trump het die receipts gebring. Hy was reg vir Ramaphosa, want hy het geweet, hierdie ouens is nie stupid nie, hierdie mense, hierdie leiers van hierdie land van Suid-Afrika, dink dat almal is stupid en blind tot wat hulle doen in hierdie land,
En dit is so amazing. Ek dink dit is so ek dink is ordained. Ek dink dit is regtig God wat besig is om hierdie goeters te expose, die leuns en die mense, en ek dink hy het, net soos in die Bybel waar dit praat van God heard the cries of his people, nê, dink ek hy het die gehuil en die gedreun en gekreun gehoor van sy mense in Suid-Afrika, sy kinders in Suid-Afrika, wat nie meer onder hierdie goeters kan leef nie, en ja, wag tot die einde van hierdie video, want ek gaan 'n paar goeters met julle deel, hoe ek beïnvloed is deur die nuwe regering en sleg en negatief beïnvloed is. Maar ja, kom ons gaan verder. Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it'll take him, President. Dis nou die ys op die sleeve, né? John van Steenhuisen is nou die ys op die sleeve. Dis nou 'n wit ou wat die minister is van Agriculture. So hoe kan daar 'n white genocide wees in Suid-Afrika of een op pad wees as ek dan 'n wit minister aangestel het? So strawmanning en eintlik sugarcoating, nee. Trump listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. But, Mr. President, I must say that we have, wait. We have thousands of stories talking about it. Sure. And we have Bringing the documentaries, we have receipts. news stories, and that. Is Natalie here, somebody here to turn that? I could show you a couple of things, and it has to be responded to. Yeah, sure, We we have- will. Let me see the articles, please, if you would, and turn the lights down. Turn the lights down and just put this on. It's right behind you. Johan. There's nothing this parliament can do. Dit is seker een van die goed wat my die meeste opvryf, verkeerd opvryf, is die feit dat Ramaphosa daar sit met 'n glimlag op sy gesig. Dit wys net, hy vat dit nie as ernstig nie. En die retoriek, die leuen wat uit is daar buite in die wêreld is dat wit mense swakker en minder is as swart mense, maar ek weet dit is ook 'n leuen wat aan die ander kant toe gaan, dat swart mense minder is en minder belangrik is as wit mense, en albei daai is leuns. En Jesus het gekom om nie net vir die wit mense te sterf nie, nie net vir die Jode nie, nie net vir die Grieke nie, nie net vir die Arabiere nie, nie net vir die swartes nie, hy het gekom om vir almal te sterf. Almal. Nou, die argument is nie ons argument en die ding waarop ons staan as wit mense, as die wit volk, is nie dat ons beter is as hulle nie. Dit is net, ons wil hê dat goed gebaseer moet word op meriete, né? As jy hard werk, kry jy die geleenthede. As jy nie hard werk nie, moet jy nie die geleenthede kry nie. En dit is waar ons gripe is met die hele situasie, is dat ons voel daar soveel mense in leiersposisies in Suid-Afrika, in belangrike posisies, in posisies van krag en geld, wat nie daar word nie. Dit is die gripe wat ons het, wat meeste wit mense het met die situasie in Suid-Afrika, is dat meeste van hulle is daar as gevolg van politici, as gevolg van apartheid, as gevolg van regstellende aksie, as gevolg van BEE. Mense kry groter kontrakte, mense kry werk as gevolg van hulle velkleur. Hulle kry dit nie op meriete nie. Dit gaan nie oor hoe hard jy werk nie, dit gaan oor wat die kleur van jou vel is. En dit is waar ons gripe is met die hele situasie. Nou, die sad ding van hierdie is, dat daar is swart mense wat onder hierdie selfe kam geskeer word, wat actually hard werk, wat actually hulle geld verdien, en dit dalk op 'n waardige wyse doen, en nie op 'n onwaardige wyse soos meeste van die regering nie. En dit is die ding, is nou veroorsaak dit hierdie verdeeldheid tussen wit en swart, want nou is elke swart ou net in 'n posisie van mag of in 'n posisie van krag, omdat hy swart is. En dis nie waar nie, daar is swart mense wat hard werk, daar is swart mense wat verdien wat hulle kry, nê, wat na hulle kant toe kom. Dit is die waarheid, maar as gevolg van hierdie hele situasie, glo mense anders, glo hulle, sodra hulle ou in 'n BMW of in 'n Mercedes sien, is dit maar korrupsie, of hierdie ou het seker 'n vriend in die parlement, of wat ook al. En dit is ongelukkig wat besig is om te gebeur.
En elke wit mens wat ryk is nou net daar omdat hy gebenefit het uit apartheid uit. En dit is ook bog, amper sê ek iets lelik, dis ook bog. Daar's baie wit mense wat vrek hard werk vir hulle geld. Daar's baie wit mense wat suksesvol is, wat sukses behaal het en wat uit niks uitgekom het nie. Nee, maar nou het ons hierdie twee agendas en hierdie twee hoe kan ek dit sê, hierdie retorieke rondom wit en swart en hulle is net daar as gevolg van ongeregtighede en dit is nie die waarheid nie. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want. Sorry, julle, ek stop nou baie, maar ek love it hoe Trump hom net sê, kyk die video, bly stil, jy staan nou hier, jy sit nou hier en jy speel nou hierdie retoriek dat daar nie 'n white genocide is nie en dat dit nie geroep word nie en dat hierdie goeders nie gebeur nie, maar check hierso, een van julle leiers in julle land is amazing vir my, ek love it hoe hy hom net so sê, hey, focus. Want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy Steeds sit hy daar en land. glimlag. South African occupy land. Check That's hierdie who we ene. are. Check hierso. Sorry julle, ek weet ek stop nou baie, maar check hoe kyk hierdie ou om te kyk wat is sy reaksie en hulle sit letterlik hier met glimlagte op hulle gesigte. Hulle sit letterlik daar met glimlagte op hulle gesigte. Asof dit net soos, ag wat is 'n joke hierdie, verstaan? Hierdie mense nê, dit is vir my net uiters belaglik dat hulle so smug is en arrogant is. Cyril Ramaphosa en al sy hele blerrie entourage is so arrogant en trots, nê, dat hulle sit letterlik daar met glimlagte terwyl Julius Malema sê, kill the boer, kill the farmer. Is dit vir hulle 'n joke hierdie? Maar nou het hulle die oë op van die wêreld op hulle en jy kan sien, hierdie mense, is dit Anton Rupert daai? Ja, ek weet nie eens nie, het lyk soos Anton Rupert. Maar check hoe kyk hy, of hy na sy reaksie, né? Wys, hulle vat dit nie ernstig nie man, hulle gee nie eintlik 'n hel om nie, hulle is net daar om hulle eie belange te beskerm. Can we drop my membership from this useless parliament? Yes, honorable member. Must never be scared to kill. Kyk, nog steeds 'n smile. Kan julle net sien hoe, hy sit letterlik en lag. Julius Malema sê shoot to kill, dan sit hy en lag, hy lag daaroor. Soos, wat dink hierdie ou? Hoe langer hy daar sit, nee, hoe meer besef hy is in groot moeilikheid. Hoe meer hy daar sit, besef hoe meer besef hy dat hy gaan nie hierdie kan argumenteer nie. En dit is vir my so lekker om te sien. En dit gaan nie oor omdat dit Ramaphosa is, dit gaan oor hierdie ouens het vir jare, vir dekades weggekom met hierdie gemors wat hulle aanvang in hierdie land. En nou is hulle op die world stage, die wêreld se oë is op hulle. En hierdie ouens is nie stupid nie, man. Hierdie ouens het hulle huiswerk gedoen. Hierdie ouens weet wat hulle doen. President Trump sal nie 'n meeting met Cyril Ramaphosa gereël het en nie honderde mense van sy kabinet op hierdie gesit het en gesê, ek soek ammunisie. Geef vir my die ammunisie. Osama and Soli will not be touched. They will be touched, no one. But we are starting with this whiteness. We are cutting the throat of whiteness. Shoot to kill. Yamasa. Check out pak papier daar. Evidence, baby, evidence. Kill the brewer. The farmer. Shoot to kill. Yamasa. Kill the brewer. The farmer. Net so 'n bietjie forward. Things you see is a cross. Cars are lined up
to pay love on a Sunday morning. Each one of those white things you see is a cross. And there's approximately 1,000 of them. They're all white farmers, the family of white farmers. And those cars aren't driving, they're stopped there to pay respects to their family member who was killed. And it's a terrible sight. I've never seen anything like it. Hoor nou vir Ramaphosa. Both sides of the road you have crosses. Hy weet nie eens wat hy al hier aangaan nie. Hy sê raai soos, o, dis die eerste keer dat ek hierdie sien. Those people were all killed. Have they told you where that is, Mr. President? Oh, so embarrassing. No, I'd like to know where that is, because this I've never seen. Okay. I mean, it's in South Africa. We need to find out. The ramp is a classic. Oh, well, it's in South Africa, you know. Ek kan nie glo. Ja, kom ons kyk verder. Weet julle, as jy nou kyk na die body language van hierdie twee ouens, nee, Trump is daar om 'n probleem op te los. Hy fokus op die probleem. Jy kan sien hy kyk heeltyd vir die video. Hy kyk na die evidence. Hy kyk na wat aangaan. Ramaphosa is net daar. Ek beloof jy, hy is besig om in sy kop te beplan wat hy volgende gaan sê. Hy is besig om te dink, okay, hoe gaan ek hierdie inspin? Hoe gaan ek lieg hierso? Wat gaan ek hier sê om uit hierdie probleme uit te kom? Trump is soos, kom ons spreek die probleem aan. Jy weet, as ons die probleem aanspreek en julle stop julle gemors, dan is ons cool. Dan los ek Suid-Afrika uit. Maar hier's 'n probleem in Suid-Afrika en dit moet aangespreek word en julle is nie besig om dit te doen nie. En vroeër in die video, as julle die vol video gaan kyk, ek sal dit link hier onder. Maar vroeër in die video praat hulle oor Congo en Uganda en goeters en hoe die FSA daar ingegaan het en dinge uitgesort het en hier kom Ramaphosa op sy wit perd en sê ja nee, ons probeer nou al vir dekades om die probleem daar op te los. En Trump is soos, ja, exactly. En ons het dit gedoen in 'n paar maande. Ons het ingekom en dis amper opgelos. Hulle is besig om die peace treaty en trade agreements te sign. Verstaan, is soos, hou net eerder jou mond. Want jy probeer jouself beter laat lyk, maar eintlik is jy besig om jouself te verneder, soos wat jy deur hierdie hele video gedoen het. Okay. Mr. President, the Pentagon announced that it would be accepting a Qatari jet to be used as Air Force One. What are you talking about? What are you talking about? You know, you gotta get out of here. What does this have to do with the Qatari jet? Go ahead, talk about that. His name is Peter something. He's a terrible reporter. Quiet. Let's go. Thank you so much. Quiet. President Trump, Anna Disaster from the NCA in South Africa. Thank you very much. Thank you for very hosting much, us. Steve. What would you like President Ramaphosa to do about the situation I that we've don't just know. seen on the screen? I don't know. Let's get back to business. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. Horrible death. Yes. Death. I don't know. But you know that To there pick are anyone, people who are white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all, I mean, I'll give these to you. No, I'd like So to- when you say, what would I like to do? I don't know what to do. Look at this. White South African couple say that they were attacked violently. And, President Trump, when will you go and see for yourself if it is indeed true? well, I could do that. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. And he asks about a jet that was given. You ought to be ashamed of yourself. You know? Hierdie Ramaphosa, almal hoor hierdie ou is so embarrassing. Ek kry skaam. Ek is soos 'n paar jaar terug was die Amerikaners in die posisie waar ons nou al is vir die laaste 20 jaar is
hulle het nie respek gehad vir hulle leierskap nie. En Suid-Afrikaners, ek dink die meerderheid van Suid-Afrikaners het geen respek vir ons regering nie, geen respek vir president Ramaphosa, geen respek vir Zuma. Eintlik al van Mandela af is dit net 'n freaking partytjie. Dis al. En ek weet nie eers so baie van Nelson Mandela dat ek regtig op hom kan praat nie. Die goed wat hy gesê het en gedoen het is nice, maar ja, ek gaan nou nie sy karakter aanval nie. Hy het ook goed gedoen in die verlede wat nie mooi was nie. Maar ons almal het, en dis nie die punt nie. Die punt is nie dat ons almal foutloos is nie. Ons almal het foute. Dit is die punt van die gospel eintlik, is niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons is waardig vir die koninkryk nie. En dis hoekom Jesus moes kom. So ons wil nie kyk na mense se verledes nie. Ons wil kyk na wat mense nou doen. Ons wil kyk na wat hulle nou sê en wat hulle aksies ooreenstem met wat hulle sê. En as hulle sê daar is nie daar is nie white genocide of die moontlikheid van white genocide in Suid-Afrika nie, bewys dit. Want Trump is soos, okay, julle sê daar is nie, maar hier is 'n klomp evidence wat daarna toe wys. Dat dit wel gebeur en dat ons dalk op pad is na genocide toe. En as ons nie dit nou gaan stop nie, dan gaan dit actually gebeur, want dit is die realiteit. Is stelselmatig is hulle besig om hulle volgelinge so te kondisioneer en so te kondisioneer, dat daar eendag mense net gaan besluit soos, okay, kom ons doen dit nou net, want almal sê dis fine, so why not? Verstaan jy? As jy heeltyd vir jou kind sweets voer, gaan hy vet word. Verstaan, dit is wat gaan gebeur. So ja, kom ons kyk verder. You know, you are so bad. You're such a bad reporter. Ek wil eintlik net graag sien wat Ramaphosa gaan terugsê. Can't go there. He said they want to take your land, they take your land, and they kill you. It's okay, and they say it's okay to do. Now, we're going to talk about it, but this is a tremendous, look, this is a story recent. These are all people that recently got killed. Yeah. And I don't know how it can get any worse. These are and you know, the men that you saw, the people that you saw in that movie, those are officials. Those are people that were in office. They had one march, they had a dance in your parliament, whatever you may call it, legislature. Let me clarify that. Yeah, let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies. Yes, people can express themselves. Hoor nou net die dubbelsinnigheid hierso is. Of die ironie is, hy sê nou, ons het free speech, basically. Mense kan doen en sê wat hulle wil, hulle moet dit net nie uitvoer nie. So, die feit dat Julius Malema's violence inside is fine, jy weet, solank daar nie violence daarvan afkom nie, maar hulle kan nie bewys dat daar nie violence van dit afkom nie. Maar, hier is die teenstryd en die dubbelsinnigheid van wat hy sê, is AfriForum gaan Amerika toe om te gaan praat oor die situasie in Suid-Afrika. Maar hulle word nou treasonists genoem. Hulle word nou uitgeroep om te sê, nee, hierdie mense moet aangespreek word vir high treason nou al. Nee, high treason. Dat hulle gaan en net gaan report op wat besig is om te gebeur, die stand van sake in Suid-Afrika. Maar Julius Malema kan op 'n stage staan voor 90 of 100,000 mense en sê, kill the boer en kill the farmer. Maar die ouens van AfriForum kan nie na Amerika toe gaan en sê, hoorie, dis bad daar nie. Daar's bad stuff besig om te gebeur en ons het hulp nodig. And in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land.
No. You do allow them to take No, land. nobody can And then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, Kan ek net vir julle sê, Trump sal nie goed sê as hy nie iets het wat dit opbak nie. Hy sal nie sê dat land gevat word sonder compensation as hy nie evidence het dat dit besig is om te gebeur nie. Hierdie ou is nie stupid nie. Hy is 'n baie suksesvolle besigheidsman gewees, sy hele lewe lank. Ja, hy het bankrot gespeel 'n klomp keer, bla 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 bla. Maar niemand kan deny dat hy suksesvol is nie. Julle kan dalk argue dat hy nie die beste president is en goed nie. Ek gee nie regtig om daaroor nie. Weereens, hou op opinies lig, bring die feite en dis wat hierdie ou goed doen. Hy het honderde mense wat besig is om te werk aan goed. Toe hy gesê het, hy gaan Suid-Afrika begin investigate, ek kan jou beloof dat daar het nie net een ou op daai investigation begin werk nie. En hierdie mense het vir hom, soos julle kan sien, net die goed wat hy daar het, reg vir die meeting, is pakke en pakke papiere, video's. Hierdie ou, so selfs ons, wat dalk nie 100% oortuig is dat land claims without compensation besig is om te gebeur nie. Trump sou dit nie gesê het, as dit nie besig is om te gebeur nie. nothing happens to them. No, there is Nothing happens to There them. is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now... Die enigste rede hoekom die majority van die mense wat doodgemaak word swart is omdat die swart populasie 85% van ons populasie is. Ek weet nie presies wat die nommers is nie, so ek praat onder korreksie. Maar ek dink ons iets so 6 tot 7 miljoen wit mense in Suid-Afrika, uit die 70 miljoen mense in Suid-Afrika wat gedokument is. Ek weet nie eens hoeveel, dit kan honderde miljoene mense wees wat in Suid-Afrika bly, want dan kom ons borders is oop, so mense kom in en uit soos hulle wil. Maar dis die punt is, dit is net, die statistieke maak nie regtig die saak nie. Jy kan nie sê daar word meer swart mense doodgemaak as wit mense nie, maar want die swart populasie is 90% van die land. En meeste van daai crime is, dit gaan nie oor die kleur soveel wat doodgemaak word as die kleur wat die doodmaak doen nie. Jy weet, dit gaan nie soveel oor teen wie die crime is, die kleur van teen wie die crime is, as wat dit gaan die kleur van die persoon wat die crime doen nie. As dit sin maak. Maar ek gaan nie verder in hierdie video ingaan nie. Ek wil graag vir julle sê dat ek is al benadeel in my lewe as gevolg van my vel. Toe ek my eerste groot werk kry, toe roep die CEO my in die dag na ek begin het, voor ek begin het hy my gebel en gesê ek moet hom kom sien. En ek het hom gaan sien en hy het vir my gesê, Adrian, jy moet verstaan, wit mense kry nie meer werk in hierdie industrie nie, so jy's 'n uitsondering, maar jy gaan die hele tyd wat jy hier is, moet loop en oor jou skouer kyk. Want daar gaan altyd moeilikheid wees vir jou, en dit gaan altyd moeiliker wees vir jou. En ek dink so, ek meen daai tyd was ek net te bly om 'n goeie werk te kry, maar nou, as ek terugdink, dink ek soos, hoe belaglik is dit, soos voor jou employee begin, roep jy hom in en sê vir hom, dis 'n miracle dat jy hierdie werk gekry het, en dit was 'n miracle, ek is dankbaar, en ek is dankbaar vir die Here vir daai werk, en ek het dit baie geniet, en ek het lekker daar gewerk, maar dis presies wat hy gesê het. Daar was altyd drama, en ek was altyd in die spervuur. En, terwyl ek vir 'n sekere maatskappy gewerk het, het ek seker, ek kan nie op 2 hande tel hoeveel keer ek aansoek gedoen het om te skuif na 'n ander departement toe, vir 'n reis, of nie 'n reis nie, wat noem jy dit, 'n promotion, 'n promosie van my rol, of in 'n ander rol en ek is altyd afgekeur. Elke liewe keer is ek net afgekeur. Ek was vir ek dink een uit die 10 of 11 aansoeke wat ek gedoen het, is ek vir 1 onderhoud genoem, en ek het nie die werk gekry nie, geroep, en ek het nie die werk gekry nie. So, ek het nou nie sleg daarvan afgekom nie, maar ek, as 'n wit man, wat nie in gevaar is in Suid-Afrika nie, het al die gewig gevoel van die nuwe regering.
Ek het dit al beleef. Ek weet van baie mense wat dit beleef het. Ek weet van mense wat hulle werk verloor het as gevolg van hulle velkleur. Ek weet van mense wat afgedank is as gevolg van hulle velkleur. Ek weet van mense soos ek wat nie bevorder is as gevolg van hulle velkleur. En dit is nie hoe dinge moet wees nie. Dit is al wat ons soek, ons soek meriete. Kies op meriete. Kies die Springbokspan op meriete. Kies die Blou Bulle op meriete. Kies jou managers op meriete. Kies die ouens wat die beste werk. Ek wil nie eens in rugby ingaan nie, maar dit is bad. Professionele sport in Suid-Afrika is bad. Beloof julle die goed wat afkom van die regering af in rugby is ek dink 60% van die spanne moet nou al gekleurd wees of nie wit wees nie. Hoe belaglik is dit? Hoe belaglik is dit? Dit is absoluut belaglik. Daar is wit kinders en daar is swart kinders wat amazing rugby spelers is en hulle verdien om in die spanne te wees en great vir hulle. Ek sal hulle 100% ondersteun. Julle moet verstaan, toe ek gewerk het by die Blou Bulle, was my werk om swart kinders te ontwikkel vir die spanne. En daar's amazing swart kinders daar buite. Maar ek het ook gesien hoe 'n wit seun wat dieselfde goed is of dalk bietjie beter is as 'n swart kind, nie span kry nie as gevolg van sy velkleur. Nou ek sê nou goed in hierdie video wat damning is vir my en vir baie mense, maar dit is tyd dat ons moet opstaan teen hierdie goed. Ons kan nie meer toelaat. Ons kan nie meer stil bly nie. Ons moet opstaan vir die waarheid en die waarheid is, Jesus het vir almal kom sterf. Jesus het vir almal kom doodgaan, nie net vir swart mense of wit mense of Indiërs of die Jode nie. Hy het vir almal kom sterf. Hy het gesê nou word julle almal deel van die koninkryk. Julle het almal geleentheid om deel te word van die koninkryk. As julle my aanvaar, geen nie om wat jou velkleur is nie. Hy het nie daar gesê net wit of swart of of Midde-Ooste mense nie. Hy het sê almal. All, for all who believe that they might be saved. En dis hoe ons moet leef. Nee, onregverdigheid gaan altyd daar wees en Jesus waarsku ons ook in Johannes 16 vers 33 sê hy, die troubles will come, but be courageous for I overcame the world. Maar ons moet hierdie goeters begin expose en ons moet ophou om stil te bly. Ons hoef nie meer stil te bly nie. Ek sê nie jy moet gaan vloek en skel en goed nie. Hy sê ook vir ons, do everything, let everything you do be done in love. Ek wil actually graag vir julle hierdie lees. Hierdie in hierso sê 1 Korintiërs 16 vers 13 en 14 lees ek gou vir julle. Hy sê be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, let all that you do be done in love. All that you do be done in love. So ja, julle, ek is dankbaar vir wat besig is om te gebeur. Ek is dankbaar dat die waarheid begin uitkom, maar ek wil julle ook sê dat dinge gaan dalk moeiliker raak en ons moet bewus wees van dit. Die Bybel sê ook vir ons wees waaksaam en bid, né? Altyd, ons moet altyd waaksaam wees en bid en ons moet reg wees vir hierdie goeters. Hy sê die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek iets om te verslind. Hy sê ook die vyand kom net om te steel, te slag en te verwoes, né? Maar ons kom in die naam van die Here en ons kom met die waarheid. En die waarheid is, daar is hoop vir almal. En die waarheid is, jy moet jou buurman lief hê, net soos jy jouself lief het. En dis die goed waarop ons vorentoe bou. En wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika, is absolute self-serving. Dit is wat ons government doen. Hulle is self-serving, hulle line net hulle eie pockets, hulle gee nie om oor die mense, hulle gee nie om oor die mense oor wie hulle moet govern nie. En hierdie ouens is aangestel deur ons, om ons te dien, maar hulle dien net hulle self. En ek gaan daarmee afsluit. Ja, incredible. Sien julle in die volgende een. Cheers.